Vandag duik ons in een van die heel gevaarlikste beserings wat 'n mens kan opdoen, trauma aan die bloedvate in jou nek. Dis 'n mediese nagmerrie waar elke enkele sekonde tel en waar net 'n millimeter die verskil kan wees tussen 'n volle herstel en 'n absolute tragedie. So, die groot vraag is, hoekom? Wat maak juis 'n nekbesering so 'n desperate reus teen die dood? Hoekom is hierdie spesifieke deeltjie van ons liggaam so ongelooflik kwesbaar? Wel, die antwoord lê in die nek se unieke ontwerp. Kom ons begin by die begin, die anatomie. Want om te verstaan hoe dokters hierdie lewens red, moet ons eers presies sien hoekom hierdie area so 'n hoë risikosone is. Stel jou die nek voor soos 'n ongelooflik besige snelweg, maar alles is in 'n supersmal tonnel ingedruk. Deur hierdie nou gangetjie loop die hoofare, die karottes en wervelare wat al die suurstofryke bloed na jou brein toe stuur. En omdat alles so diggepak is enige besering verskriklik moeilik om te diagnoseer en te behandel, veral as daar ook ander trauma aan die kop of bors is. Nou hierdie beserings gebeur basies op twee maniere. Een is penetrerend en die ander is stomp. Kom ons kyk gou na die verskil tussen die twee. So, aan die een kant het jy penetrerende trauma. Dink aan skietwonde of steekwonde. Die skade is gewoonlik, wel, dis redelik duidelik om te sien, maar dan kry jy die ander een, stomp trauma. Dit kom van iets soos 'n motorongeluk of 'n slegte val, en dit is die een wat so verraderlik is, want die lewensgevaarlike skade aan die bloedvate kan heeltemal aan die binnekant wees, heeltemal versteek. En dis waar dit regtig skrikwekkend raak. As daardie versteekte besering, wat dokters 'n stomp cerebrovaskulêre besering of BCVI noem, gemis word, kyk wat gebeur. Die kans dat daardie pasiënt 'n beroerte gaan kry, skiet op na tussen 25% en 'n eiselike 58%. Dit wys jou net hoe absoluut krities 'n vinnige en akkurate diagnose is. En dit bring ons by die diagnose. Jy sien, dis letterlik 'n reus teen die klok om daardie versteekte skade op te spoor voor dit katastrofiese gevolge het. Om sin te maak van hierdie chaos, verdeel chirurge die nek in 3 sones. Dink aan soos die vloere van 'n gebou. Sone 1 is die kelder, reg onder by die bors. Sone 2 is die grondvloer, mooi in die middel. En sone 3 is die dak, heel bo naby die skedel. Sone 2 is die een wat die meeste beseer word, maar die sone waar die besering is, bepaal alles. Dit sê vir die chirurg presies watter gereedskap en watter roete hulle moet vat om by die probleem uit te kom. Soms skree die liggaam vir hulp, dokters soek dan vir wat hulle harde tekens noem. Dis onmiskenbare leidrade soos sjok, bloeding wat bols of 'n swelling wat vinnig groter word. As enige van hierdie tekens daar is die kans 97% dat daar 'n ernstige bloedvatbesering is. Dan is daar geen tyd vir vrae nie. Daardie pasiënt gaan dadelik teater toe. Maar vir pasiënte wat stabiel is, het tegnologie die hele spelletjie verander. Die superheld hier is die rekenaartomografie-angiografie, oftewel die CT-scanning. Dis 'n blitsvinnige, nie indringende tegniek wat binne minute 'n ongelooflik gedetailleerde 3D-padkaart van die bloedvate skep sonder om 'n enkele sny te maak. En hierdie tegnologie is werklikheidsakkuraat. Studies wys dat 'n moderne CT-ta 100% sensitief en spesifiek is vir sekere beseringe. Dink net daaroor. Dit beteken dokters kan die probleem presies sien en diagnoseer sonder die enorme risiko's van ou-skool verkennende chirurgie. Dit was niks minder as 'n revolusie in traumasorg nie. Goed, die diagnose is gemaak. Die dokters weet wat die probleem is. Wat nou? Kom ons kyk 'n bietjie na die moderne chirurgiese gereedskapskis en die opsies wat hulle het. Vandag se benadering staan eintlik op 3 pilare. Eerstens het jy mediese bestuur, waar hulle dinge soos antistolmiddels gebruik om gevaarlike klonte te keer. Tweedens is daar endovaskulêre herstel, 'n baie slim, minimaal indringende tegniek. En derdens, die ou staatmaker, tradisionele oop chirurgie, wat in sekere gevalle steeds die beste opsie is. Daardie endovaskulêre tegniek is nogal iets besonders. Dis amper soos om 'n lekkende waterpyp van binne af reg te maak, sonder om die heremuur ook te breek. 'n Chirurg ryg 'n kateter deur 'n slagaar tot by die presiese punt van die besering en dan ontplooi hulle 'n bedekte stent wat die gat seël. Dis veral nuttig vir daardie moeilik bereikbare sones I en 3. Maar vir beserings waarby jy maklik kan uitkom, veral in daardie sone 2, bly goeie ou oop chirurgie die goue standaard. In hierdie gevalle sal chirurge dikwels 'n stukkie van die safinese aar uit die pasiënt se eie been gebruik as 'n perfekte, natuurlike pleister om die beskadigde slagaar mee te herstel. Dis alles baie indrukwekkende tegnologie.
Maar die belangrikste vraag bly steeds, wat beteken dit alles vir die pasiënt op die tafel? Hoe het hierdie moderne sorg die uitkomste nou eintlik verbeter? En hierdie grafiek, wel dit wys die ongelooflike lewensveranderende impak. Kyk net hier. Nadat een hospitaal 'n CTI-siftingsprotokol ingestel het, het die tyd wat dit neem om 'n diagnose te maak met 'n faktor van 12 gedaal, 12 keer vinniger. En die gevolg daarvan? Kyk na die tweede balk. Die beroertekoers het 4voudig verminder. Dis nie net syfers op 'n skerm nie. Dis 4 keer meer mense wat kan loop, kan praat en teruggaan na hulle families toe, in plaas daarvan om met verlamming te leef. Dis die ware krag van hierdie tegnologie. So, die boodskap hier kan nie duideliker wees nie. 'n Proaktiewe benadering waar ons aggressief soek vir hierdie versteekte beserings met tegnologie en hulle dan blitsvinnig behandel, lei tot dramaties beter uitkomste. Dit is letterlik die verskil tussen 'n volle herstel en 'n lewenslange gestremdheid. 'n Aanhaling uit ons bronmateriaal som dit eintlik perfek op. Dit sê, vooruitgang in nie-indringende beelding en endovaskulêre chirurgie het die evaluering en bestuur van hierdie traumapasiënte gerevolusioneer. En dis die kern. Dis die kombinasie van tegnologie om die probleem te sien en om dit dan minimaal indringend te behandel wat alles verander het. So, wat ons vandag gesien het, is hoe innovasie 'n besering wat eens 'n byna gewisse doodsvonnis was, verander het in 'n hanteerbare mediese toestand. Dit los ons met 'n laaste prikkelende vraag. Nou dat ons hierdie ongelooflike stryd begin wen, wat is die volgende groot grens wat die helde in traumasorg gaan oorwin?